Ons almal ken die verhaal van Adam en Eva in die tuin van Eden. Hierdie perfekte omgewing, geskep deur God uit liefde vir sy skepping. Maar daar was een voorwaarde. Die mens mag van al die bome in die tuin geëet het, behalwe van een boom. Die boom van die kennis van goed en kwaad. En ons weet dat hulle ongelukkig gekies het om hierdie een voorwaarde nie te hou nie. En daardeur was God verplig om die mens uit die tuin van Eden te verban. Maar die vraag is vandag, hoekom? Hoekom moes God die mens uit die tuin van Eden kry? Ons weet dat die loon van hierdie sonde was die dood. Om meer spesifiek te wees, geestelike dood. Geestelike dood wat beteken dat daar skeiding gekom het tussen God en die mens. En hierdie skeiding beïnvloed ons as mense vandag nog steeds. Maar ons weet gelukkig dat Jesus deur sy dood die prys van die sonde betaal het, sodat ons wat Jesus bely as verlosser wedergebore kan word, 'n geestelike herlewing kan beleef, sodat ons verhouding met Vader herstel kan word, maar ook dat ons vir ewig saam met hom kan lewe. As God vir Adam en Eva in die tuin van Eden gelos het, sou hulle verseker in hierdie geestelike dooie toestand ook van 'n ander boom geëet het. Hulle sou van die boom van die lewe geëet het. En wanneer hulle van die boom van die lewe sou geëet het, sou hulle nooit weer doodgegaan het nie. En die gevolge hiervan sou vreeslik gewees het. Eerstens, sou Adam en Eva en alle mense na hulle wat jou en my insluit, vir ewig gelewe het in hierdie geestelike, dooie, sondige toestand. Tweedens sou hierdie skeiding tussen God en mens vir ewig gebly het. En derdens sou daar geen kans op verlossing gewees het nie, want Jesus, al sou hy mens geword het, sou nie kon sterf nie, en sou ons nie kon loskoop van hierdie verskriklike sonde en sondige wêreld nie. God het Adam en Eva uit die tuin van Eden gehaal, sodat hy eendag sy seun kon stuur om die loon van die sonde met sy lewe te betaal, sodat ek en jy, wat hierdie offer van Jesus aanvaar, weer eendag in perfekte harmonie en sonder sonde in verhouding met ons hemelse Vader in die ewigheid sal kan hê. Adam en Eva het verseker nie verstaan hoekom God hierdie drastiese stap geneem het nie. En net so voel dit soms vir ons dat God ons weerhou van sekere dinge. Maar liewe vrou, weet verseker dat God altyd 'n rede het vir wat hy doen. Hy doen dit eerstens omdat hy ons liefhet, maar ook omdat hy 'n ewigheidsperspektief het. So vertrou hom. Vertrou hom vir jou ewigheid, maar vertrou hom ook, selfs wanneer hy iets doen of toelaat, wat jy nie noodwendig in hierdie lewe verstaan nie. Hy sal altyd alles ten goeie laat meewerk vir jou en vir my. En eendag in die ewigheid sal ons uiteindelik alles verstaan, net soos wat Adam en Eva verstaan, hoekom hulle uit die tuin uit moet gaan. Tot ons weer gesels.